Vandag duik ons in 'n regtig raaiselagtige toestand, een wat veroorsaak dat 'n deel van die liggaam net aanhou en aanhou swel. Ons gaan probeer sin maak van hierdie progressiewe aanhoudende swelling. En nou vir miljoene mense reg oor die wêreld is hierdie glad nie 'n hipotetiese vraag nie. Nee, dis hulle daaglikse uitdagende realiteit, 'n toestand wat ons ken as limfedeem. Goed, so wat presies is limfedeem? Dink so daaraan. Dis wat gebeur as jou liggaam se spesiale drainasiesisteem verstop raak. En as gevolg daarvan begin hierdie proteïenryke vloeistof in jou weefsel opbou. Reg, om limfedeem regtig te verstaan, moet ons eers kyk na wat binne in die liggaam skeefloop. Kom ons dink aan die limfstelsel as die liggaam se eie versteekte dreineringsstelsel, amper soos 'n pipeline-netwerk. En wat nogal interessant is dat hierdie stelsel op basies twee maniere kan misluk. Aan die een kant is die dreine dalk heeltemal in orde, maar hulle word eenvoudig oorweldig deur te veel vloeistof. Aan die ander kant is die dreine self wel hulle stikkend, geblokkeer of bestaan dalk glad nie en dit keer dat die vloeistof kan ontsnap. En is belangrik om te onthou, hier is nie sommer net gewone swelling nie. Dis 'n hele kettingreaksie. Daai vasgekeerde vloeistof veroorsaak eers inflammasie en uiteindelik lei dit tot die verharding van die weefsel self. Goed, so nou dat ons die wat verstaan, kom ons kyk na die hoekom. Waar kom dit vandaan? Dokters verdeel limfedeem eintlik in twee hoofgroepe en dit hang alles af van die oorsaak. Dink so daaraan, dis of 'n stelsel wat van die begin af, van geboorte af met 'n foutjie gebou is. Dis wat ons primêre limfedeem noem. Of dis 'n stelsel wat heeltemal perfek gewerk het totdat iets van buite af ingekom en dit beskadig het. En dit, dis sekondêre limfedeem. So, as ons na daai verwerwe skare kyk, wat is die nommer 1 oorsaak wêreldwyd? Wel, die antwoord gaan jou dalk verras. 'n Byna ongelooflike 90.2 miljoen mense is besmet met filariasis. Dis 'n siekte wat die limfstelsel letterlik verstop en dikwels lei tot 'n baie ernstige vorm wat ons ken as elefantiasis. En hierdie grafiek wys die geografiese verskil baie duidelik. Terwyl filariasis die hoofoorsaak in tropiese streke is die prentjie in, sê maar, die VSA heeltemal anders. Daar is dit meestal 'n neeweffek van kankerbehandeling, veral die verwydering van limfkliere en bestraling. Goed, ons het die oorsake, maar hoe gaan dokters te werk om die diagnose te bevestig? Hoe speel hulle speurder om die waarheid uit te vind? En hier is die sleutel. Vir ervare klinici is die fisiese tekens dikwels so duidelik dat die diagnose sommer met 'n ondersoek alleen gemaak kan word. Dis byna onmiskenbaar. So, waarna soek hulle? Wel, daar's 'n hele paar verklikkertekens. Swelling wat tot by die tone strek en hulle so 'n vierkantige voorkoms gee. 'n buffelhamp bo op die voet en dan is daar die vel self wat dik en hard raak en daai podarange of lemoenskal tekstuur kry. Maar een van die mees klassieke tekens is die sogenaamde stemmerteken. Dis eintlik eenvoudig. As jy nie die vel aan die basis van die tweede toon kan optel of knyp nie, is dit 'n baie sterk aanduiding van limfedeem. Goed, fisiese tekens is duidelik die sleutel. Maar wat as die dokters die probleem direk wil sien? Hoe kan hulle bevestig dat die stelsel geblokkeer is? Wel, dis waar die goeie standaard toets inkom. Dit word isotopiese limfosingrafie genoem en dit is 'n betroubare manier om die vloei, of meer belangrik die gebrek aan vloei, in daardie limfkanale te visualiseer. Hoe werk dit? Hulle spuit 'n radioaktiewe spoorder in en volg dan sy pad deur die stelsel. By iemand met limfedeem sien hulle tipies dat die vervoer vertraag of selfs afwesig is. En hulle sien ook daai klassieke teken van dermale terugvloei. Dis waar die vloeistof basies teruglek in die vel in. So, 'n diagnose is een ding, maar wat beteken dit om elke dag met limfedeem saam te leef? En miskien nog belangriker, wat hou die toekoms in vir behandeling? Een van die grootste probleme vir mense wat hiermee saamleef, is die hoë risiko vir infeksie. Dink daaroor. Daai stilstaande, proteïeneryke vloeistof is die perfekte broeiplek vir bakterieë. Dit is soos 'n oop uitnodiging. Om dit in perspektief te plaas, die lewenslange risiko om cellulitis, dit is 'n tipe sagte weefselinfeksie, op te doen vir pasiënte met chroniese swelling in die bene, is meer as 35%. Dis 'n reuse herhalende risiko. Op die oomblik, en dis belangrik, is daar nog nie 'n kuur vir limfedeem nie. Huidige behandelings fokus heeltemal op die bestuur van die swelling en die voorkoming van komplikasies. Maar navorsers is besig om te kyk na 'n toekoms waar ons soveel meer kan doen. En daar is veral twee opwindende rigtings wat nou ondersoek word. Die een is terapeutiese limfangiogenese.
Dis 'n mondvol, maar dit beteken basies om die liggaam aan te moedig om nuwe limfatiese vatte te groei. Die ander is om getekende anti-inflammatoriese middels te ontwikkel wat daardie spesifieke inflammatoriese paaie wat alles vererger kan blokkeer. En soos ons bronmateriaal dit duidelik maak, is dit juis omdat daar tans geen kuur is nie, wat hierdie intense soektog na nuwe, effektiewe molekulêre terapieë so dringend maak. Dit alles bring ons by 'n laaste en nogal kragtige vraag: kan ons eendag ons liggame beveel om sy eie dreinarigingsstelsel te hergroei? Sal hierdie nuwe terapieë ons uiteindelik toelaat om die liggaam se versteekte dreine van binne af te herstel?